Ek groet vir jou in Jesus Christus se naam op hierdie Sondagmôre. Baie hartlik welkom, liewe vriende, by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om saam rondom die woord van die Here byeen te wees by 'n mooi geleentheid soos hierdie. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ja, hier by Uit die Woord Digitaal gee ons om vir alle mense van die wêreld en ons wil graag die woord van God suiwer met jou deel, sodat jy nader aan Jesus kan lewe en dat jou geloof kan groei tot sy eer. Jy is baie welkom om in te skakel by ons daaglikse oordeenkings wat op WhatsApp uitgestuur word en jy kan daarby inskakel en dit is gratis vir almal. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg by een van ons groepe. Liewe vriende, ons wil graag vanmôre ook 'n meningspeiling doen hier by Uit die Woord Digitaal. En ons wil graag vra dat jy daarin sal deelneem. Op die 1 Maart wil ons graag 'n in-persoon erediens aanbied in Pretoria, nadat ons talle versoeke van ons luisteraars ontvang het en van ons kykers ontvang het. En daarom wil ons graag vir jou vra dat as jy in Pretoria woon, of naby Pretoria woon, dat jy vir ons onder die comments afdeling vandag net 'n boodskapie sal skryf en sê ja, jy wil graag 'n in-persoon erediens bywoon op die 1 Maart om 11:00, of nee, jy kan nie want jy woon te ver, of daar's dalk ander redes waarom jy nie dit kan doen nie. Maar voeg net vir ons daar 'n boodskapie by, stuur vir ons 'n boodskapie, indien jy wel teenwoordig wil wees en kan wees op die 1 Maart in Pretoria, en dan gaan ons kyk of ons so iets gereël kan kry vir ons kykers en vir ons luisteraars. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir almal wat skenkings aan ons kanaal gee en oorbetaal. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Jou donasie maak dit vir ons moontlik om die woord van God met almal te deel, programme soos hierdie op te neem, maar ons doen ook diens van barmhartigheid. Ons is betrokke by bejaardesorg en by Bybelverspreiding. Dankie vir jou skenking wat dit vir ons moontlik maak. Op hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel, en ek glo dat die woord van God baie vandag vir jou sal beteken, en kom ons word vanmôre stil voor die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre voor u genade troon te kan stil word, onsself voor u te kan verootmoedig en u te kan aanbid as die enigste God, die skepper van die hemel en die aarde. Dankie dat u ons Vader is, dat ons u kinders mag wees. Dankie Here dat u deur die Bybel vir ons wil leer wat u wil is. Maak ons harte vanmôre oop vir u woord. Praat met elkeen van ons, Here. Bou ons op in die geloof en laat u Heilige Gees ons in die volle waarheid lei. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre saam lees net een vers uit Openbaring hoofstuk 3. Nou, hierdie een vers is 'n baie bekende vers, en dit is 'n vers wat Jesus Christus in die besonder gesê het aan die gemeente en die kinders van die Here daar in Laodicea. Nou, hy praat baie ernstig in hierdie hoofstuk met hulle oor hulle geloof. Hy sê dat hulle nie warm is nie en hulle is ook nie koud nie. En hulle is lou in die geloof en daarom spreek hy hulle aan oor hulle geloofslewe. En dan kom hy by Openbaring 3 vers 20. Kom ons lees hierdie een vers. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Liewe vriende in ons Here Jesus Christus, hier in Openbaring hoofstuk 3, vers 14 tot 20, sien ons hoe Jesus Christus met gelowige kinders van die Here kom praat. En hy het vir hierdie gemeente 'n baie ernstige boodskap. Hy sien hulle harte, hy ken hulle lewens, hy weet hoe lyk hulle lewens, maar hy's nie tevrede met hoe hulle geloofslewe lyk nie. Ja, hy spreek hulle aan oor hulle louheid in hulle geloofslewe.
En toe kom praat hy direk self met hulle en hy sê ook in Openbaring 3 vers 14 vir hulle: die Amen, die getroue, waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, praat nou met julle. Daarom moet hulle aandag gee. Hulle moet luister. Hulle moet ag gee op wat Jesus, die koning van die kerk, nou vir hulle wil kom sê. Ja, inderdaad is Jesus die koning. Hy's die Here. Hy's die Here van ons lewe. En hy's die hoof van sy kerk. Die probleem met die gemeente in Laodicea was nie openlike afgodery gewees nie, maar dat hulle lou en koud geraak het in hulle geloofslewe. Hulle het geestelike kompromieë aangegaan en hulle het gedink hulle is selfgenoegsaam. Hulle kan vir hulle self sorg, hulle is ryk, hulle het niks nodig nie en hulle het nie meer so op die Here vertrou soos daar in die begin nie. Hulle was nie warm nie, hulle was nie koud nie, hulle was lou. En daarom sê Jesus, gaan hy hulle uit sy mond uitspoeg as hulle nie tot hom bekeer nie. En hy waarsku hulle dan ook ernstig daar in vers 16. Jesus Christus, liewe vriende, verdra nie 'n kerk wat kompromieë aangaan nie. Jesus Christus verdra nie Christene wat lou in die geloof is nie. Hy wil alles in jou lewe wees. Hy wil in waarheid en in eerlikheid aanbid word. Hy moet die sentrale plek van my en jou lewe wees. Hy eis die middelpunt. Laodicea, die gemeente, het hulle as ryk beskou. Hulle was materieel ryk en hulle het gedink dat hulle geestelik ryk was. Maar Jesus Christus kom en openbaar die werklikheid. Hy sê, julle sê julle het ryk geword en het aan niks gebrek nie. Maar jy weet nie dat dit juis jy is wat elendig en beklaamswaardig en arm en blind en naak is nie, sê hy vir hulle in vers 17. Hierdie is ernstige woorde wat Christus vir hulle gee. En hier sien ons die Bybelse leer van totale verlorenheid. Die mens se grootste probleem, liewe vriende, is nie 'n gebrek aan godsdienstigheid nie, maar aan geestelike blindheid. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 14, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie. En dit was die probleem met Laodicea, hulle louheid. Louheid is godsdiens sonder afhanklikheid. Louheid is geloof sonder ware bekering. Louheid is 'n vorm van Christendom, maar sonder dat Christus werklik in die middelpunt van jou lewe is. Jesus waarsku in Matteus 5 vers 8, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. En Paulus skryf aan Timoteus, die jongman wat in Efese diensbaar was in die koninkryk van die Here, dat hy baie versigtig moet wees vir sommige mense in daardie gemeente. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het hulle verloon, 2 Timoteus 3 vers 5. 'n Lou Christen kan die Bybel in sy hand hê, maar sonder dat dit hom werklik raak. 'n Lou hart kan gedoop wees, maar dit kan onbekeerd wees. Wat lees ons in ons teks van vandag wat Jesus Christus aan die gemeente van Laodicea kom sê? Jesus sê, hy staan buite die gemeente. Dit beteken, die kerk in Laodicea het voortgegaan sonder afhanklikheid van Christus. Die Here se genade was beskikbaar, maar sonder dat dit in nederigheid aanvaar word in hierdie mense se lewens. Die kerkstruktuur was teenwoordig in Laodicea, maar die ware gemeenskap met Jesus Christus het ontbreek in hulle midde. Johannes skryf in Johannes 1 vers 11 hierdie woorde: hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Vandag kom Openbaring 3 vers 20 vir elkeen van ons sê, Jesus klop by jou hart, al erken jy hom nie. Hy bly die Here,
al glo jy nie in hom nie. Hy bly getuie, al luister jy nie na hom nie. Hy bly regter, al buig jy nie nou voor hom nie. Wanneer Jesus Christus nog buite jou lewe staan, is prediking net woorde, is sakramente net rituele en gemeenskap met ander gelowiges vir jou maar bloot net 'n sosiale byeenkoms. Maar vandag moet ek en jy weet, liewe vriende, daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered kan word nie, naamlik die naam Jesus Christus die Here, sê Handelinge 4 vers 12. Daarom kom Jesus ook vandag en hy kom sê baie duidelik vir almal wat na hierdie boodskap luister: kyk, ek staan by die deur en ek klop. En hier sien ons God se geduld en God se lankmoedigheid met ons as mense van die wêreld. Christus kom nie en hy breek die deur oop nie. Christus kom nie en hy dwing homself af nie, maar hy roep deur sy woord en deur sy gees. Dit is die inwendige roeping van die evangelie. Paulus skryf in Romeine 10 vers 17 hierdie woorde: die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Daarom kan jy nie glo as jy nie die woord van God gehoor het nie, en jy moet hierdie woord jou eie maak. Hy klop deur die prediking van die woord. Hy klop deur waarskuwings en deur die oproep tot bekering, en hy klop deur voorspoed en deur teëspoed somtyds in ons lewe. Die Hebreërskrywer kom en sê in Hebreërs 3 vers 15: vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Gelukkig weet ons, liewe vriende, stuur God ook sy Heilige Gees om in ons harte te kom werk, om harde harte sag te kom maak, om dit wat toe was oop te kom maak, om die mense wat nie wou oopmaak nie so te inspireer dat hulle nou vir Jesus wil oopmaak. In Johannes 6 vers 44 skryf Johannes hierdie woorde: niemand kom na my toe, sê Jesus, as die Vader hom nie trek nie. Maar elke mens moet ook weet dat as jy die Heilige Gees in jou lewe weerstaan en dit aanhou doen, keer op keer doen, sal jou hart verhard word en jou sondeskuld en ongehoorsaamheid ernstig verdiep in jou lewe. Stefanus roep uit aan die ongelowige Jode daar in Handelinge 7 vers 51: julle hardkoppiges, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Mag dit nooit waar wees in jou lewe nie, my liewe broeder en suster. As iemand my stem hoor, sê Jesus, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan. Openbaring 3 vers 20. Hier sien ons die kragtige werking van genade in alle mense se lewens. Wanneer God die hart wederbaar, wanneer God die wil kom buig, wanneer God die oë oopmaak, dan word die deur oopgemaak. God sê, ek sal aan julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Esegiel 36 vers 26. Dit is wie God is. En dit is wat Jesus graag in ons lewe wil kom doen. Die belofte is bloot nie net hier vergifnis nie, maar 'n nuwe hart en gemeenskap met Jesus. Jesus kom self daar in Johannes 15 en beskryf vir ons hoe hy wil hê ons in gemeenskap met hom moet lewe, soos 'n wingerdstok en 'n looitjie in gemeenskap met mekaar moet lewe. Jesus sê, bly in my en ek in julle. So wil hy in gemeenskap met elkeen van ons kom lewe. As ons dit doen, dan sal ons warm in die geloof lewe. Dan sal ons 'n lewende geloof hê en sal ons geloof vrug dra tot eer van God. Liewe broeder en suster, Christus kom vandag en hy kom klop by elkeen van ons se harte. Hy
Die gekruisigde en die opgestane Here Jesus Christus is ter wille van ons oortredinge deurboor, sê Jesaja 53 vers 5. Paulus roep uit, kyk, nou is dit die regte tyd. Kyk, vandag is dit die dag van redding, 2 Korintiërs 6 vers 2. En daarom wil ek jou vanmôre uitnooi, my liewe broeder en suster, kom na Jesus toe. Hy kom klop aan die deur van ons harte vandag. Maak jou hart oop vir Jesus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Moenie die woord van God verwerp nie. Moenie jou hart verhard nie. Kom na Christus toe, want hy wil redding vir jou lewe kom bring. My bede is dat vanmôre se boodskap jou nader na Jesus toe sal bring en dat jy in 'n lewende, warm geloof elke dag sal lewe vir hom. Dat hy tevrede sal wees met jou lewe en dat jy so sal lewe dat jou lewe sal vrug dra en dat ander mense nader aan Jesus sal beweeg. Mag sy Heilige Gees jou vandag oortuig om jou hart oop te maak vir Jesus, om 'n nuwe begin met hom te begin, om warm te wees in die geloof, vrug te dra en dat jou lewe hom elke dag sal verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike boodskap vanmôre van genade en van liefde kon hoor vanuit u woord. Here, u roep ons na u toe. U wil graag hê dat ons in 'n nuwe lewende verhouding met u sal staan, warm in die geloof. U is nie tevrede met lou godsdienstigheid nie. Daarom roep u ons elkeen vandag by die naam en u kom vra dat ons harte sal oopmaak vir u. Dankie dat die Heilige Gees ons daartoe in staat stel. Help ons, Here, dat ons nie ons harte sal verhard nie, dat ons nie sal ons ore toedruk wanneer u ons roep nie, dat ons nie sal wegkyk wanneer Jesus na ons toe kom nie, maar dat ons u met gelowige harte sal aanvaar en elke dag warm in die geloof sal lewe. Bevestig hierdie wonderlike boodskap vandag in ons lewens, Here, en help ons om vir u elke dag met oorgawe te leef. Seën ons ook in die komende week. Vul ons harte met u vrede en oorspoel ons met u liefde, dat ons geloof kan uitleef en kan vrug dra vir die Here alleen. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u by ons ingeskakel het vandag. Mag die Here vir u ryklik seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.